Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, hierdie is Straatwys en dankie dat jy weer saam met my tyd spandeer. As 'n oulike spreekwoord wat sê, 'n man wat honger gaan slaap, het nie 'n wekker nodig om hom wakker te maak nie. Nou, aan die een kant is daar fisiese honger, dit is oorlewing, wanneer jou maag leeg is en wanneer jy nie weet waar die volgende ete vandaan kom nie, en dan maak daai nood jou wakker, want dis rou en dis dringend en dis basies van menswees. Maar aan die ander kant is daar 'n ander tipe honger, 'n honger vir meer, 'n honger vir betekenis, vir roeping, vir die lewe wat jy voel binne in jou broei. En dis waar die spreekwoord dieper raak, maar ook waar dit uitgedaag moet word. Want ja, honger maak jou wakker, pyn druk jou, en nood kan jou fokus skerper maak as enigiets anders, maar hier is die waarheid wat ons nie altyd wil hoor nie. Honger bring nie altyd aksie nie. Partykeer bring dit uitputting. 'n Man wat honger gaan slaap, kan vroeg wakker word. Hy kan ook so moeg en moedeloos en vasgevang wakker word in oorlewing. Honger kan jou dryf, maar dit kan jou ook verder leegtap. Daar's 'n waarheid in Spreuke wat sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. Dis werklikheid. As jy te lank honger is, nie net vir kos nie, maar vir geleenthede, vir waardigheid, 'n deur wat moet oopgaan, begin iets in jou moeg word en doodgaan. En die sielkunde praat van survival fatigue. Wanneer jy brein konstant in, kom ons maak dit net deur vandag, kom ons leef net dag tot dag, dan begin jy ophou droom. Jy beplan nie meer nie, jy reageer net op impuls. So ja, die spreekwoord is waar, maar is ook onvolledig. Want hier is die verskil. 'n Man wat net fisies honger is en wil oorleef, maar 'n man wat innerlik honger is, honger vir doel en vir betekenis, hy wil leef. Honger sê, ek moet oorleef, maar daardie dieper honger sê, ek is gemaak vir meer. En wanneer daai twee mekaar ontmoet, oorlewing en doel, dan begin iets in jou skuif. Dink aan die verlore seun in Lukas, dit was nie net honger wat hom verander het nie, baie mense bly honger en beweeg nooit nie. Wat hom verander het, was die oomblik van bewuswording, hy het tot homself gekom. En dis die oomblik waar oorlewing verander in visie. Moderne denke noem dit bewustheid en die sielkunde noem dit om jou lewe te herraam en geloof noem dit om weer te onthou wie jy in God is. So ja, honger kan jou wakker maak, maar sonder hoop, sonder visie, sonder identiteit kan dit jou ook vasvang in 'n siklus waar jy elke dag net wakker word om net weer te oorleef. Die ware wekker is nie net honger nie, dis visie, dis betekenis, dis daai stil aanhoudende stem binne in jou wat sê, jy's nie geskep om net deur te kom en te survive nie. Selfs Matteus herinner ons, die mens leef nie net van brood alleen nie, want brood voed die liggaam, maar dit voed nooit 100% die siel nie. En wanneer daardie twee bymekaar kom, staan mense nie net op nie, mense verrys. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.